Veronique begin al hoe meer vra oor haar verlede. Gershwin raak desperaat om sy planne te beskerm en Matthew se geheimsinnige optrede veroorsaak groot spanning. Ek's Chalk en jy kyk na TV-praatjies. Die week van 6 tot 10 Julie op Kelders van Geheime word ou geheime oopgevlek, gevaarlike planne word versnel en skokkende waarhede kom uiteindelik aan die lig. Maar voordat ons begin, teken gerus in op die kanaal as jy nog nie het nie. Nou ja toe, kom ons spring sommer dadelik weg. Maandag 6 Julie. Octavia sukkel steeds om vrede maak met broer Koos se vertrek, maar Matthew gee haar 'n heeltemal nuwe perspektief op wie broer Koos werklik was. By die kothuis wil Brenda uittrek, maar CJ stel 'n alternatief voor wat alles verander. Intussen word Erin uitgevang wanneer sy Veronique teen Gershwin probeer waarsku. Gershwin besef sy tyd raak min en besluit om sy planne te versnel om Veronique uit die fasiliteit te kry voordat sy te veel begin onthou. Daar is ook goeie nuus vir Shireen en Javin wat uiteindelik 'n rede het om te glimlag. Dinsdag 7 Julie. Die spanning in die kothuis neem toe wanneer Brenda geen ander keuse het as om saam met Gershwin se plan te speel nie. Veronique voel de mekaar en kan glad nie onthou wie die volwasse Brenda is nie, wat nog meer vrae laat ontstaan. 'n Geheimsinnige vreemdeling arriveer onverwags op Subats kloof. Hermine probeer uitvind wie die besoeker is, maar die vreemdeling dring daarop aan dat slegs Jan die antwoorde kan gee. Terwyl Veronique haarself tuismaak, raak Brenda al hoe meer oortuig dat Gershwin iets wegsteek. Matthew en Brenda se vriendskap beweeg gevaarlik naby aan 'n breekpunt, terwyl Debbie Lee en Choppy weer al verskyning maak. Woensdag 8 Julie. Choppy besluit dis tyd om weer kontak met sy seuns te maak en verras vir CJ. CJ het ook egter 'n verrassing vir sy pa. Jan word gedwing om moeilike verduidelikings aan Hermine te gee, maar sy onthullings laat haar heeltemal anders na 'n huwelik kyk. Veronique begin Gershwin uitvra nadat hy dreig om haar toe te sluit indien sy aanhou rondloop op die plaas. Brenda se nuwe idees vir die restaurant se spyskaart inspireer Matthew op 'n manier wat niemand verwag het nie. Donderdag 9 Julie. Choppy en Marco ontmoet mekaar weer vir die eerste keer in 'n lang tyd en neem die eerste tree na versoening. CJ kan steeds nie ophou dink aan Matthew nie en Octavia waarsku hom om versigtig te wees. Veronique se soektog na antwoorde word nog meer gespanne wanneer sy haar seuns wil sien. Die situasie ontplof behoorlik nadat sy op 'n huweliksertifikaat afkom wat nuwe vrae laat ontstaan. Lida onthul uiteindelik waarom sy na Subats kloof gekom het en haar rede verras almal. Vrydag 10 Julie. Lida vra vir Jan om saam met haar die bucketlist wat hulle jare gelede opgestel het klaar te maak. By die restaurant is Sandy en Brenda woedend wanneer Matthew nie vir werk opdaag nie. Wanneer Brenda hom uiteindelik konfronteer, word dit duidelik dat daar baie groot probleme agter sy gedrag skuil. Veronique begin self op die internet na haar verlede soek en ontdek skokkende en pynlike waarhede. Haar grootste vraag kom wanneer sy Gershwin direk vra wat werklik met Alistair se dood gebeur het. Dit lyk of hierdie week een van die mees spanningsvolle weke nog op Kelders van Geheime gaan wees. Sal Veronique uiteindelik die waarheid oor haar verlede ontdek? Kan Gershwin sy geheime nog langer wegsteek? En watter geheime hou Matthew nog terug? Laat weet gerus in die kommentaar wat dink julle gaan gebeur. As julle die video geniet het, gee 'n like en teken in op TV-praatjies. Hou die blinkkant bo en ek sien jou weer in die volgende video.